Geliefdes, baie welkom by die begrafnisdiens van Tannie Edna. Ek wil vir ons net die familie se briefie voorlees. Dit is met 'n groot hartseer dat ons afskeid neem van Edna, ma, ouma en suster. Ons is dankbaar vir al die mooi herinneringe. Vir ons as 'n familie was sy baie spesiaal. Ons sal haar onthou vir haar sê goed. Ons sal haar baie mis, maar gun haar die rus. Geliefdes, ek wil julle uitnooi om net eers saam met my stil te raak voor die Here. Ek nooi jou uit om lekker diep asem te haal. En met elke asem wat jy inneem en weer uitblaas, word jy al hoe meer bewus van God se teenwoordigheid by ons vanoggend. En as jy gemaklik daarmee voel, wil ek jou uitnooi om jou hand op jou hart te sit. Raak bewus van al die emosies wat jy voel. Vandag, wanneer ons afskeid neem van 'n geliefde, mag dit dalk voel asof jou hart in stukke lê. Maar weet vanoggend daar waar jy jou hand teen jou hart voel, daar is God se hand ook. En in God se hande is daar vir ons vertroosting. Amen. Geliefdes, ons gaan net 2 liedjies sing vandag. Die eerste is lied 464 en ons sing daarvan net vers 3.
Voordat ek vir ons uit God se woord uitlees, kom ons bly net so sit en dan bid ons saam. Ons Here, ons almagtige God, U weet dat ons vanoggend hier sit met 'n klomp hartseer en 'n klomp vrae, 'n klomp wense vir net nog 'n bietjie tyd. Here, ons wil vra dat U ons asseblief sal help vanoggend om U woorde te hoor en die troos wat U vandag aan ons wil gee. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend is uit Psalm 139 vanaf vers 1 tot 12. Ek lees ook vanoggend vir ons uit die 1983 vertaling. Vir die koorleier van Dawid, 'n psalm. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat dit by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sal ek gaan om die Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my. Hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie. En die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, soms bring die lewe ons op plekke wat ons nie regtig verstaan nie. Wanneer ons moet afskeid neem van 'n geliefde, dra ons dikwels 'n mengsel van liefde en vrae, en ook 'n bietjie donker saam met ons. Ons ry nie net oor Tannie Etna nie, maar ook die gedeeltes in haar lewe waar sy 'n seer beleef het, wat geen ma moet ken nie. Toe ek Januarie by haar was, kort na haar een seun se dood, was daar by haar ook baie vrae en 'n groot leemte. 'n Leemte wat baie van julle nog steeds voel.
Ek was in die week by Tannie Magda ook, en sy het genoem dat hulle hierdie jaar 'n hele paar familielede verloor het. Wanneer 'n mens so baie, so kort op mekaar, mense vir wie ons lief is verloor, is rou nie net 'n emosie nie. Dit word 'n swaar gewig wat in ons binneste gaan sit. Iets wat ons fisies aan ons lywe voel. Die moeilikste realiteit vandag is nie net die besef dat Tannie Edna nie gaan terugkom nie, maar dat daar ook nie maklike vrae is op ons hartseer nie. Ons hoef mekaar vandag nie met maklike antwoorde te probeer toets en troos en mooi woorde nie. Ons mag eerlik wees. Dit was donker. Dit is donker. En dit vat aan 'n mens. Die woorde van Psalm 139 is kosbaar, omdat dit die verhaal vertel van iemand wat ontdek dat God se teenwoordigheid nie afhang van waar 'n mens jouself bevind nie. Die digter dink aan die hoogste plekke en die laagste plekke, aan al die ruimtes waar 'n mens graag wil wees, en ook die plekke waar ons nooit sou kies om self te wees nie. Daardie donker, daardie seer, wat vir ons so oorweldigend kan voel. En dan kom hy tot die besef, selfs daar word 'n mens nie alleen gelaat nie. Selfs daar is God nie blind, doof of afwesig nie. Hierdie Psalm is nie 'n kunsmatige, alles gaan altyd goed met my geloof nie. Dis iemand wat eerlik praat. Iemand wat voel, wat vra, wat worstel. Iemand wat probeer verstaan waar God is in tye wat verwarrend en swaar is. En dit is baie keer dieselfde tipe vrae wat ons ook vra, wanneer ons langs die hospitaalbed van 'n geliefde sit. Wanneer ons sit en wag. Wanneer die huis ewe skielik anders voel. Waar is God nou? Hoe naby is naby? Dra God nog as ek nie meer kan nie? Die Psalm gee nie vir ons maklike antwoorde nie. Maar dit sluit vir ons iets anders oop. Dit maak ruimte. Ruimte vir ons God wat nie bang is vir die donker nie. Ons God wat nie weghardloop as 'n mens se lewe uitmekaar val nie. Ons God wat bereid is om saam af te klim in daardie plekke waar ons nie graag wou wees nie. Ons teks help ons om eerlik te wees oor die donker dele van die lewe, sonder om daarin vas te val. Tannie Edna se laaste paar weke was nie maklik nie. Die beroerte, die verwarring, die wag.
En die paadjie wat nou vir julle as familie en vriende voorlê, gaan ook plek hulle eie donker skadu's hê. Selfs wanneer 'n mens weet dat iemand 'n vol en goeie lewe gehad het, bly daar 'n stuk donker wat oor die familie hang wanneer iemand sterf. Die Psalm wil ons herinner dat hierdie donker nie 'n plek is waar God afwesig is nie. Dit sê nie die donker word skielik lig nie, maar dit sê wel, selfs daar verloor God ons nie uit die oog nie. Ons hoef nie eers vir God te sien voordat God vir ons raak sien nie. Die Psalm praat van 'n God wat 'n mens omvou, nie net in vreugde nie, maar ook in stilte, in kortasemheid, in rou. En ek wonder of dit nie dalk die troos is wat die skrywer vir ons wil gee nie. Ons het nie 'n sterk en 'n onfeilbare geloof nodig voordat God kies om na ons toe te kom nie. Ons hoef nie op te staan nie. Ons hoef nie te praat nie. Ons hoef nie te glo op so 'n manier dat ons soos 'n superheld lyk nie. Ons kan net wees waar ons is, in die donker, en dit is genoeg. Want ons God sal ons daar vind. Wanneer ons mense verloor, veral op maniere wat ons nie verstaan nie, voel dit soms asof ons lewens besig is om uit ons hande te gly. En partykeer voel dit ook asof God nêrens te sien is nie. Ons teksgedeelte vanoggend sê nie, God maak alles reg nie. Dit sê nie, God keer alle hartseer nie. Dit sê eenvoudig en eerlik, ek is saam met jou, selfs daar. Geliefdes, dalk kan ons vandag, al is dit net 'n klein bietjie, rus vind in hierdie gedagte, dat Tannie Edna se donker tye, haar seer, haar laaste dae nie vir God verborge was nie. Dat die plekke waar sy nie meer kon praat nie meer kon besluit nie, waar haar liggaam besluit het om 'n ander pad te begin stap. Dit nie plekke was wat vir God vreemd was nie. Daar is 'n hand wat haar vasgehou het, toe niks anders meer gehou het nie. En daardie hand hou haar nou nog vas. En vir elkeen van ons wat onsself nou in die donkerte van rou bevind, in hierdie tyd voel dit dalk asof alles effens dowwer is. Asof daar 'n stilte is wat niemand regtig kan vul nie. Maar selfs in daardie donker is God nie weg nie. God sit langs elkeen van julle vanoggend. En God vra nie van jou om vinnig te herstel nie.
God nooi jou uit om te rou soos wat jy moet. Want rou is net nog 'n teken van liefde. En dan voel dit asof hierdie rou jou asem wegslaan. Sal God se teenwoordigheid genoeg wees om jou weer te laat asem skep. Daardie liefde wat gewaarborg het dat sy nie alleen was nie. Wat bly staan en nie afgeskit kan word deur die dood of deur die donkerte nie. Is dieselfde liefde wat ook sal aanhou om julle te dra. Genoeg om dit deur die volgende sekonde, minuut, dag te maak. Dit sal nie verdwyn nie. Die donker sal dit nie oorweldig nie. Maak nie saak wat vir elkeen van ons wag nie. Is daar die sekerheid dat God se trou en liefde altyd by ons sal wees. Amen. Here, ons almagtige God, U weet alles van ons. U weet van die vrae wat ons het. Die seer wat daar in ons gemoed is. Here, U weet ook dat ons nou 'n bietjie voel asof ons in die donker sit. Asof daar geen lig is nie. Dankie Here dat ons vanoggend kan weet dat U saam met ons daar sit. Dat ons nie alleen die seer in die gesig hoef te kyk nie. Dankie dat ons kan weet, Here, dat U teenwoordigheid ons deur hierdie tyd sal dra. En dat ons altyd kan vertrou op U liefde en U trou. Amen. Geliefdes, Tannie Magda het gevra ek moet net die bedankings vir haar voorlees. Baie vreemd as jy dit vir jouself moet lees. Baie dankie aan Dominee Nastasia vir die mooi diens, haar besoeke aan Edna en haar bystand maandag. Dit word baie waardeer. Dankie aan Christa by die orgel en Frikkie wat die rekenaar en die klank hanteer het. Dankie aan die ambulanspersoneel en dokters en hospitaalpersoneel vir 'n liefdevolle versorging. Dankie aan Afkop. Baie dankie vir vriende en familie se bystand. Dit word waardeer. Baie dankie aan die dames wat die verversings verskaf na die diens.
Almal word uitgenooi om 'n koppie tee te kom drink. Nogmaals baie dankie aan almal. Dankie dat julle vandag hier is. Geliefdes, ek gaan nou net die name van die draers aan die voorhou. Christo Wright, Johan Strydom, Eddie van Eck, Mattie van Eck, Alek Maritz en Louise Stein. Geliefdes, wanneer ons klaar maak in die kerkgebou, ry ons saam met Afkop se karretjie na die begrafplaas. Ek vra net vir julle om asseblief julle ligte en veiligheidsligte aan te skakel. Die verrigtinge daar gaan nie baie lank wees nie. Geliefdes, kom ons staan dan en ons sing ons laaste lied. Lied 510. En dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën. Geliefdes, ontvang nou die seën van God. Mag ons God, wat nie skrik verdonker nie, julle elkeen dra. Mag julle in hierdie tyd die stil teenwoordigheid ontdek van die een wat nie wegkyk nie. Die een wat julle ken, julle vashou, en ook deur hierdie rou sal lei. Mag die vrede van God, wat groter is as alles wat ons verstaan, by elkeen van julle wees, nou en vir altyd. Amen.